Daar is 'n gesegde in Afrikaans wat sê, moenie jou hart op iets sit nie. En deesdae hoor ek baie keer mense sê, moenie groot verwagting van dinge hê nie, sodat jy nie teleurgestel word nie. Eintlik is teleurstelling maar deel van ons lewe. Maar dit is my baie negatiewe uitkyk. As 'n mens sê, moenie te veel verwag nie. Want die Bybel is vol beloftes. Iemand het vir my gesê, een keer is meer as 3000 beloftes wat God vir ons het. En beloftes is daar om vir ons hoop te gee op die goedheid en die liefde van die Here. En natuurlik is daar teleurstellings en ons moet leer hoe om dit te hanteer. Maar iewers staan daar geskrywe, na al hierdie teleurstellings, na ons alles gedoen het, alles gebeur ten goeie vir diegene wat God liefhet. So in die einde sal dit tog ten goeie wees. Maar ja, hoop, mens kan nie sonder hoop leef nie. As jy sonder hoop leef, is jy hopeloos. Ek dink maar nou net aan Kersoggend. Die kinders kom afgehardloop by die trappe, want hulle weet, by die Kersboom is daar presente, en hulle hoop, hulle kry dit wat hulle wil hê. En daar's daai opgewondenheid in 'n kind. En as jy na hulle kyk en na hulle luister, hulle stemme, hulle emosies, en hulle lyfstaal, is pure opgewondenheid. En dit is wat hoop is. Hoop is 'n opgewonde, blymoedige verwagting vir die goeie, dat ek dit gaan kry, wat ek graag wil hê. En dis hoekom die Here vir ons so baie beloftes gee, want die beloftes gee vir ons hoop, en hoop is die grond waaruit geloof groei. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. So moenie ophou hoop nie. Hoop op die beloftes wat God vir ons gee, want dit is nie net 'n wensdenkery nie. Hierdie hoop is gefestig op die een wat goed is, die een wat jou liefhet, die een wat net die beste vir jou wil hê. En iewers het die Here gesê, my gedagtes aangaande jou is vrede en voorspoed en 'n hoopvolle toekoms. Ons kan nie sonder hoop lewe nie. Die Bybel sê ook vir ons verder, die hoop beskaam nie. En die Nuwe Testament is vol daarvan, die hoop op die heerlikheid van God. Met ander woorde, die heerlikheid van God is sy teenwoordigheid. So ons kan hoop vir die teenwoordigheid van die Here se Heilige Gees elke dag met ons en by ons. En ons kan 'n blymoedige opgewondenheid hê oor die toekoms, want God het die toekoms in sy hande. So hou aan bid, hou aan vertrou, hou aan hoop,